Goeiemôre. So op 'n Dinsdagoggend. Sy is lekker om hier te wees en saam met julle tyd te spandeer. My gebed is regtig dat die Here vanoggend ook hierdie geleentheid sal gebruik om ons te herinner aan waarvoor ons staan. Ons tema vir vandag met betrekking tot die gelofte van 1838, klink na baie jare terug, toe oom Sarel daar op 'n ossewa gestaan het en 'n gelofte gedoen het. Nou die geskiedenis sê van die 9de Desember af het hulle kort hierdie gebed gebid, wat die 9de, 10de, 11de, 12de, terwyl hulle in angs was vir hulle lewens, en hulle was outnumbered, en hulle was omsingel, en hulle het gevrees, en agter hierdie hele gelofte lê daar 'n vrees om te sterf, 'n vrees omdat jy nie weet wat die toekoms vir jou inhou nie, 'n vrees omdat jy dalk onsekerheid beleef of wat ook al, en ons kan so maklik met dit assosieer vandag ook. Ek dink ons almal gaan baie keer deur tye van dips in ons lewe, ons gaan deur tye van vrees, ons gaan en dan is dit maklik vir mense wat buitekant jou vrees staan en vir jou sê, nee man, vertrou net op die Here. Né? En dit klink in teorie verskriklik maklik, maar ek dink as jy in 'n situasie is waar jy totally outnumbered voel en wat ook al, dan vrees kom maklik oor jou en 'n mens kan baie maklik in die omstandigheid vaskyk in plaas van om te kyk na die oplossing wat natuurlik God alleenig is. So as ek dink aan die gelofte van 16 Desember 1838, dan dink ek nie aan spesifieke ras of 'n spesifieke volk of 'n spesifieke vyand of dat mense om my vyand is nie. 'n Mens dink aan hierdie gelofte aan mense wat opgestaan het vir dit waarin hulle geglo het. En ek dink dit is wat 'n ou jouself moet herinner. Dit is waaroor hierdie gelofte gaan, is om op te staan vir dit waarin jy glo. Nou, ek wil graag dit vir jou lees vandag. In die geskiedenis kan 'n mens nou teruggaan en dis interessant dat die geskiedenis baie keer 'n perspektief stel van wat gebeur het en dan ook uit die oogpunt uit van die trekgeselskap en hoe hulle gevoel het en wat ook al. En soos ek nou gesê het, kort was hierdie gebed gebid, 'n gelofte aan die Here gemaak in tye van nood. En ek wil hê jy moet saam met my luister na hierdie gelofte, want dit is tog, hy het betekenis nog steeds vir ons, as 'n mens kyk na die hart waarin hierdie gelofte geskryf is. En die commitment, en hou in gedagte, waarvoor staan jy? Nou die gelofte sê, hier staan ons voor die heilige God van die hemel en die aarde, om 'n gelofte te doen aan hom, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar, as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Dis 'n diep gebed wat hier gebid is. En as jy dit lees, dan lees jy hierdie belofte of gelofte, lees 'n mens uit die vrees wat hulle moes deurgegaan het. En as 'n mens gaan kyk na die bedoeling agter dit, en ek wil net sê, hulle het hulle belofte gestand gedoen, en hulle het die huis tot eer van die Here gebou. Hulle het in Pietermaritzburg toe 'n kerk opgesit, 'n paar jaar daarna, en die kerk staan tot vandag toe daar, ter gedagtenis aan die slag wat plaasgevind het op 16 Desember
1838 het hulle 'n kerk gaan bou daar, en so daar nou maar daarna baie dinge gebeur en baie ander plekke opgegaan. Maar as ek kyk na hierdie gelofte, dan is daar 'n paar goed wat vir my uitstaan. En dit is, nommer 1, ja, hy is geskryf in vrees, in wat ook al, maar dit is ook 'n declaration, as ek dit so mag sê, 'n deklarasie van hulle geloof in God. As jy dit gaan lees, dit is 'n deklarasie van om jou geloof te bely, dat Here, ek is vulnerable, maar ek staan vir U. Ek voel dalk of hierdie omstandigheid wat ek in myself van bevind, te groot is vir my om te hanteer, maar U is groter as my omstandigheid. En ek dink dis goed is wat 'n mens kan saamvat met jouself vir geloftedag. Ons staan voor God, en dan ook die erkentenis amper van ons staan deur God se genade tot waar ons nou is. Ons staan ook op vir ons goddelike standvastigheid. En ek dink dis belangrik dat mense dit raak sien. Hulle het opgestaan vir hulle goddelike standvastigheid, hulle het ook opgestaan vir hulle beginsels waarin hulle glo. En daardeur sê ek nie dat ander mense nie die beginsels gehaat het of wat ook al nie. Ek sê net dat dit was die beginsels van die voortrekkers gewees. En dis wat ek vandag wil eer. Dis waarna ek wil kyk. En wanneer ons daarna kyk, dan vra ons vir onsself die vraag af, maar waarvoor staan ons? Staan ons nog steeds op vir God in 2025, by my werk, wanneer ek outnumbered is, wanneer almal sogenaamde ongelowiges is, of ateïste is, of die Here se naam gebruik, ydel gebruik, mense wat God se naam misbruik, staan ek dan op, en ek bely nog steeds God se naam, soos wat hulle in 1838 gedoen het. Dis waaroor dit gaan. Staan ek nog op vir God? Sien ek my hele lewe dat ek staan, dieselfde punte, dat ek staan deur God se genade, waar ek is? Staan ek nog standvastig op my beginsels, my Christelike beginsels, wat my fondasie is vir my besluitneming? En dis hoekom ek vandag die vraag vra, waarvoor staan jy? Waarvoor staan ons? En soos ek, as julle my Facebook post gesien het ook, en ek het dit nou weer gesê ook, dit gaan nie oor wie was die vyand in 1838. Dit gaan nie oor spesifiek 'n vyand of vyande nie. Maar in die moderne eeu waarin ons lewe, 2025 is daar, die vyand lyk anderster. En die gemeenskaplike vyand wat ons het, wil juis jou standvastigheid by jou steel. Hy wil juis jou beginsels by jou steel. Hy wil juis sê, jy moet weggaan van hierdie beginsels af. So, lees saam met my in Efesiërs 6, en kom ons trek ons army-klere aan vandag. Kom ons trek ons strydklere aan, en ons sê, Here, kom ons dress onsself dan nou vir die occasion, om dan standvastig te wees in ons beginsels. En ons almal ken hierdie gedeelte, ons almal kan dit amper. My een dosent, Dr. Rousseau het altyd vir ons gesê, jy sê nie jy ken dit uit jou kop uit nie, want jy moet dit in jou kop in ken. So, ek weet ons kan hom uit ons koppe uit sê, maar kom ons sê hom in ons koppe, saam. En julle almal het al hierdie gehoor, en ek wil hê, jy moet mooi weer, kom ons alles dit bekend, kom ons gee aandag daaraan. Efesiërs 6 van vers 11 af, hy sê vir ons, hy begin so sterk om vir ons te sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Waarvoor staan jy? Ek kan nie staan as ek nie God se wapenrusting aantrek nie. As ek myself nie gaan protect met God en God saam met my vat nie. So ek staan in God se wapenrusting, vers 11. Vers 12, want ons worstelstryd, ons vyande, is nie vleis en bloed nie. Dit gaan nie oor mense nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis waar ons stryd lê. Daarom, as jy dit nou weet, sê vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op. Hoekom? Sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas. Het julle agtergekom hoeveel keer sê hy nou al staan vas? Trek aan en staan vas. Staan dan vas. Die derde keer sê hy,
Staan dan vas, julle lendene, julle omgord, met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Verdedigingsmeganismes. Hy sê, en die helm van verlossing, die swaard van die gees, dit is die woord van God. Hy sê, en hoor gou, hoe gaan ons hierdie goed bymekaar hou? Hoe gaan ons hierdie army uitrusting van ons om staande te bly en te besef, waarvoor moet ek staan in 2025, 2026 wat om die draai is? Wat moet ek hê? Hy sê, die enigste manier wat ek hierdie wapenrusting kan behou, hy sê, terwyl julle met gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Jy kan nie die wapenrusting van God aantrek. Jy kan nie staan vir wat jy moet staan en hoe jy moet staan in die dag wat ons lewe, by jou werk, in jou familie, in oral waar daar teëspoed kom, wanneer jy overwhelmed voel deur omstandighede, wanneer finansies jou druk, wanneer die omstandighede jou druk, wanneer jy stres het by die werk, wanneer jy dalk hier so sit, en ek weet hier's baie mense hierdie afgelope jaar wat deur moeilike tye gegaan het. Ek het 'n paar gesprekke die afgelope week gehad, en weet jy hoeveel keer het mense vir my gesê, 2025 moet nou net en kry. Kan ons nie nou maar net 2026 toe gaan nie. En dan wonder ek of die 1 Januarie 2026 regtig gaan verligting bring. 10 nie. Sorry, ek sê negatief nie, ek is net 'n realist. 31 Desember en 1 Januarie gaan nie 'n verskil maak in jou omstandighede nie. Maar God kan. En dis waaroor gelofte vir my gaan. Dit gaan oor om net weer introspeksie te doen, om te sê, ja, 2025 was nie 'n lekker jaar nie, maar ook 2024. Ek het ook mense gehad wat 2024 vir my gesê het, kan 2024 net asseblief en kry. Onthou julle 2020? Jy kan nêrens gegaan het nie, jy mag nie gaan praat nie, né? Jy mag nie maatjies sien nie. En dat ons het gesê, as hierdie virus net kan verbygaan en ons kan net weer normaal raak. En toe raak ons normaal. Wat is normaal so, by the way? So, ek weet nie, ek is definitief nie normaal nie. Maar die vraag bly terugkom na ons toe, as ons dan dink aan gelofte dag, as ons dink aan die wapenrusting, so met ander woorde, dis nie 1 Januarie wat dinge gaan verander nie. Wat gaan dinge verander? Wanneer ek soos hierdie mense in 1838 gaan staan op my beginsels, wanneer ek gaan opstaan vir wat reg is in die oë van die Here, wanneer ek nie gaan sê ek gaan lê nie, maar ek gaan staan, want hulle krag het nie gelê in om teen iemand te veg nie, hulle krag het gelê om hulle vertroue in God te plaas, en dit het hulle omstandighede verander. Ek gaan vir jou 3 goedjies vandag gee, waarvoor jy kan staan. En 3 voorbeelde vir jou uit die Bybel uitgee. Die eerste ene is, staan vir heiligheid. Wat is heiligheid? Dit beteken om eenkant gesit te wees. To be set apart, sê die Engelse. En dit is so mooi, God het my, as hy my heilig maak, beteken dat hy sit my eenkant vir hom, vir sy diens. Hy sit my eenkant met 'n doel en met 'n plan en so aan. En presies wat hy met Daniël gedoen het. As iemand 'n verskoning gehad het om nie op te staan vir God nie, was dit Daniël. As daar nou regtig een ou is wat kon gesê het, weet julle wat, nee, ek is jonk, ek is 'n tiener, ek is in my tienerjare. My ouers en my grootouers en ons hele volk het soveel verkeerde besluite geneem. Nou is ons in ballingskap weggevoer na Babylon toe. Ek moet nou onder 'n vreemde koning dien. Ek het eers niks gedoen nie. En nou moet ek hier so 'n vreemde koning surf. Ek moet sy vleis eet en ek moet sy goeders eet en ek moet sy onrein afgode dien en wat ook al. So weet jy wat, nee. Dis nie my skuld nie. Ek gaan nou maar net, ek kan nie dink dat God met my is nie. Dink aan sy omstandighede waarin hy in homself in Babylon bevind het. En dan hoor jy hierdie jong mannetjie wat staan vir sy beginsels. Hy staan vir heiligheid. En hy sê, ek is eenkant gesit vir God. God het my hier geplaas met 'n doel in my omstandighede. En as ons net daai prentjie van ons saam met ons kan vat, het ons al reeds baie bereik vir die oggend.
En dan staan daar vir ons geskrywe, hy sê, hy het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig nie. Hy het hom voorgeneem om te bly. Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy nie hom hoef te verontreinig nie. Hy het gesê, weet julle wat, nee, ek is miskien in hierdie omstandighede geplaas, maar ek het nie nodig om deel te word van die omstandighede nie. Maak dit sin? So wanneer ek en jy opstaan op gelofte dag, staan ons nie op teen mense nie. Onthou, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte van die duisternis. Dis wat die woord van my sê. So wanneer ek opstaan op gelofte dag, ja, ek eer wat die gelofte wat Sarah se jeug gemaak het. Yes, ek hoor wat hulle gesê het. Maar wanneer ek in 2025 hierdie dag herdenk ek dit om terug te dink aan, Here, hoe kan ek opstaan vir my beginsels? Hoe kan ek opstaan vir Christendom? Hoe kan ek in hierdie wêreld waar alles wat reg was 'n paar jaar terug ewe skielik nie meer reg is nie, en alles wat verkeerd was word nou deur almal goed gepraat, hoe gaan ek opstaan as kind van God in hierdie omstandighede ten spyte van wat en te sê nee, ek staan nie vir hierdie goed nie. God het my eenkant gesit. Dis wat Daniel gedoen het. Daniel het hom voorgeneem en in jare daarna, toe hy nou al 'n groot man is, toe hy nou al 'n minister van daai selfe distrik, en julle ken die hele ding, julle ken die verhaal van Daniel en die droom wat hy uitgelê het van Nebukadneser en hoe hy toe nou uiteindelik bevorder is na een van die ministers toe en hy's oor provinsies en mense kon sien dat Daniel anderster is. En die mense wat saam met hom daar regeer het, raak jaloers op dit wat hy het, op sy beginsels wat hy het, en nou wil hulle hom neil. En die enigste manier wat hulle hom kan neil is op sy beginsels. Die enigste manier hoe hulle hom kan neil is op dit waarvoor hy staan. En nou kom hulle in Efesiërs, Efesiërs. My kop nou aanbeweeg, is nou weer Daniel. Daniel 6 vers 10, kom hulle en hulle gaan en hulle skelm en hulle maak 'n nuwe wet, dat jy mag nie bid vir enige ander god behalwe aan Nebukadneser nie. En almal teken en almal is bly, maar dit was alles teen Daniel om sy beginsels te toets. Hy sê, en toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en op sy bokkamervensters gehad, wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Eenkant gesit vir God, vas in sy beginsels. Wat ook al gebeur, ek bid nog altyd, ek staan nog altyd waarvoor ek staan, ek sal bly staan, ten spyte van my omstandighede. Julle, dit is iemand wat gestaan het vir waarvoor hy moes staan. En toe amper sê ek toe die Paul Potty fan strike, maar julle verstaan, hè? Toe die moeilikheid kom, en hulle hardloop na die koning toe, toe is hy bereid om die konsekwens te dra, en nie om te draai en te sê, nee, ek het nou nie regtig gebid nie, ek het nou maar net daar gestaan, my knie was lam, toe ek maar net daar by my bed so 'n bietjie gaan. Nee, hy het gestaan op sy beginsels, hy het gaan bid hy het voor die oop venster gebid, want dit is om heilig te wees, om eenkant gesit te wees. Wat kan ons leer? Daniel het nie 'n geveg gaan soek nie. Die geveg het na hom toe gekom. Ek dink die voortrekkers het ook nie 'n geveg gaan soek nie. Die geveg het na hulle toe gekom. En wanneer, ek sê, ek is nie 'n miskryer en ek loop nie heeldag in ons soek nie. Né? Maar partykeer kan jy nie help nie. Die goed kom na jou toe. En dan moet jy dit hanteer. Daniel het nie gaan moeilikheid soek nie, hy het by sy beginsels gebly en die omstandighede het verander, maar toe die omstandighede verander het hy nie verander nie. Want hy het gestaan vir die regte goed. Maak dit sin wat ek probeer sê vandag vir jou? Dis wat ek by hom leer. Hy het alleen gestaan dalk, maar God het hom verhoog. God het hom verhoog en God het hom geëer vir dit wat hy doen. Ek en jy as kinders van die Here loop nie en moeilikheid soek oor ons waar ons gaan nie. Maar wanneer die moeilikheid oor ons pad kom, wanneer ons aangeval word, moet ons kan vas staan in geloof. Jy kan ook staan
As ek vra waarvoor staan jy in die tweede plek? Staan ten spyte van die gevolge wat vir jou wag. Nie net het Daniël gevolge gehad van die leeukuil nie, maar sy vriende, Sadrag, Mesach en Abednego. Nou ek het altyd as sonnaskool kind het ek gesukkel om hierdie ding te onthou van Sadrag, Mesach en Abednego en toe word het nou sommer my kop Saterdag, meelsak en appel een oog. Net om te onthou van die 3 manne, né? So dis Saterdag, meelsak en appel een oog. Nou die 3 manne word gereken as vriende van Daniël. En as 'n mens kyk na hulle omstandighede, hulle staan vas ten spyte van gevolge, ondanks enige gevolge wat na hulle kant toe kom. Weer eens, daar's 'n wet uitgevaardig dat jy mag net buig voor die beeld van Nebukadneser. Niks anders nie. Jy mag nie aan 'n God aanbid nie. En Sadrag, Mesach en Abednego het 'n definitiewe besluit geneem om dit nie te doen nie. En jy kan eintlik die hele Daniël 3 gaan lees, maar ek gaan net vir jou van vers 16 tot 18 lees. Hy sê dat Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie, want hy het hulle gevra, hoekom buig julle nie voor my standbeeld nie? Hoekom? So, ons het nie nodig om vir jou te explain nie. Ons het nie nodig om vir jou te sê hoekom ons dit doen nie. Want ons is vas in ons beginsel. Ons gee nie om wat die konsekwens gaan wees van ons besluit nie. Dit is vir my waaroor gelofte dag gaan. Dit gaan vir my oor om vas te staan in my beginsels, dit wat God vir my ek wil sê gesonde verstand te gegee het om te kan onderskei tussen reg en verkeerd en te staan en te kan sê ek gaan nie gaan lê nie. Hy sê as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Ons glo so vas, maar as dit nie gebeur nie, hoor gou hy sê, hulle sê, maar so nie, laat dit dan aan u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Punt. Ek staan op. Daar by die werk waar dit moeilik gaan, daar waar hulle jou belet om te praat oor die Here, daar waar hulle jou belet om te praat oor God, daar waar almal in 'n spesifieke rigting beweeg van dit wat verkeerd was is nou ewe skielik reg en hulle is besig om met jou intellek te smokkel. Want almal bly stil. Niemand staan op en sê, hoor hierdie ding is verkeerd nie. Gaan ek en jy opstaan? Wat leer ons? Ons leer om geloof te staan en te sê, God kan. Miskien kan my omstandighede nie, ek kan nie my omstandighede verander waarin ek op hierdie oomblik is nie. Maar God kan. Hierdie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, hulle kon nie die oond afkoel nie. Hulle kon nie die oond wegvat nie. Hulle kon nie die omstandighede waarin hulle was nie. Die hele volk is op hulle knieë voor hierdie afgod en hier staan hierdie 3 perde. En hulle sê, as 'n manier nie. 2 en 2, maak 4, punt. Ons gaan nie nou ewe skielik begin ander goed glo nie. Hulle kon niks verander aan hulle omstandighede nie, maar hulle sê, al sou ons vandag doodgaan, moet jy weet, ek sal nie buig nie. Ek kan nie, maar God kan. Ek voel baie keer ek wil nie, maar God wil. My God wil, my God kan, my God sal, ten spyte van wat met my gaan gebeur. Om op te staan vir jou beginsels en dit waarin jy glo, gaan nie oor om teen mense te wees nie, maar dit gaan baie keer daaroor om vir God te wees. Dit maak 'n verskil. Opinies van mense, menslike idees, ek kan dit verwerp. Ek het nie nodig om dit te glo nie. Ek het nie nodig om daaronder te buig nie. Maar dan moet ek staan vir wat reg is. En weet julle wat, wanneer ons vir God staan, dan glimlag hy oor ons lewens, soos wat hy met Sadrag, Mesach en Abednego gedoen het. Hulle 3 manne in die oond gegooi en julle almal weet, daar was 4 op die uiteinde. En daai 4de een was niemand anders as Jesus Christus nie. Nog 'n plek waar Jesus in die Ou Testament was. Jesus het by hulle kom staan in die oond. Hy het nie uit die oond uitgehaal nie. Hy het hulle in die oond bygestaan. En dis wat ons baie keer vergeet, né? Ons bid dat die Here die oond wegvat, die oond kouer maak.
En die Here sê, nee, ek wil jou in die oond help. Jy moet deur hierdie oond gaan. En toe hulle daar uitkom, toe ruik hulle nie eens na rook nie. Dis amazing. Niemand kon ruik hulle het gebraai nie. Hulle ruik nie na rook nie, hulle stink nie, hulle het geen brandwonde nie, hulle klere is nie eens geskroei nie. Want God was met hulle in die omstandighede. En daarom glimlag God. God gee sy goedkeuring vir ons as ons staan. Ek dink God is trots op jou as jy staan. Die derde en laaste puntjie wat ek wil maak vanoggend is, staan ook vir ander mense. Partykeer kan ander mense nie vir hulle self staan nie, maar ek en jy as kinders van die Here moet op so 'n punt kom dat ons so geestelik volwasse is, dat ons ook vir ander en namens ander kan staan. Ander wat nie kan staan nie, kan help om te staan, kan bystaan om te staan. En daar is nie vir my 'n beter voorbeeld in die Bybel as juis Ester nie. Ester wat gestaan het vir ander mense. Hy sê, en toe die meisies van Ester en haar hofdienaars kom en dit vir haar meedeel, dis nou dat die volk, daar's 'n nuwe wet en die volk gaan verdruk word en die volk gaan uitgemoor word en sy hoor van hierdie bevelskrif hierdie wet wat haar man geteken het en wat eintlik wat hy om die bos gelei is. Hy sê toe sy dit hoor, was die koningin baie beangs. Weereens onthou, sy is nie van ag nee, moenie worry nie, ek het hierdie. Sy was beangs. Sy was bang. Sy was waar die voortrekkers was, van ek weet nie of ek lewendig hier gaan uitkom nie. Sy was waar Sadrag, Mesach en Abednego was. Hulle het nie geweet of hulle uit hierdie omstandighede gekom het. Sy was presies wat Daniël was. Daniël het geweet, as hy gaan opstand gaan kom teen hierdie hofdienaar en hy gaan vir hom sê, ek gaan nie hierdie vleis en goeders eet nie, kan hy sy kop verloor. Maar ten spyte van staan hierdie mense op en sy kon nie stil bly nie, want sy staan op vir haar volk. En baie keer moet ek en jy op 'n punt kom waar ons ook sê, ek gaan nie meer stil bly nie. Ek gaan opstaan. Soos ek myself vra, waarvoor staan ek? Staan ek vir God? Ek kan nie meer stil bly nie. Ek kan nie net laat dinge maar net gebeur om my en almal gooi 'n blinde oog. Miskien kon sy gevra het, maar Here, hoekom is ek hier? Hoekom het U my hier gesit? Wat maak ek hier? Ja, ek is nou die koningin en ek het nou die beauty contest gewen en ek is nou die koningin en ek is nou hier, ek is nou in die paleis, maar so wat? En ek dink die antwoord sou wees, ek het jou hier geplaas met 'n doel. Ek het jou hier geplaas om 'n verskil te maak. Ek het jou hier geplaas in jou omstandighede, presies wie jy is, wat jy is, met jou agtergrond, met jou persoonlikheid, met jou wat ook al, sodat jy, waar jy ook al is, 'n verskil kan maak. Miskien moet ons vir die Here vra, Here, help my om te staan, ook vir ander mense, soos wat Ester gedoen het. Jesus sê, as jy dit vir een van die geringstes gedoen het jy dit ook aan my gedoen. En dit is so nice om te dink, as ek opstaan vir iemand anderster, dan sê die Here, doen ek dit eintlik vir hom. En ek wil hê jy moet saam met jou vat. God plaas jou strategies op 'n plek waar jy nou is, soos Ester, om 'n verskil te maak waar jy nou is. Moenie weggaan uit die oondheid nie. Vertrou hom in die oond. Vertrou hom in jou omstandighede, in hy paleis. Sy het nou nie 'n oond gehad nie, sy het 'n paleis gehad. Maar in hy paleis was daar druk. Dit klink altyd as ons na ander mense se omstandighede kyk, dan dink ons, ag maar, ek sê eerder in die paleis bly voor ek in die oond bly. Nee, is dit nie so nie. Maar elkeen van hulle moes opstaan in hulle omstandighede. Voor die uitstap. Wil ek gou vir jou so 4 puntjies gee, wat jy kan prakties gebruik om te staan. Hier is so 'n Bybelstudietjie wat jy kan doen die volgende paar dae. Jy kan 'n foto neem as jy wil van dit. Nommer 1. As ek vir myself moes vra, Marius, waarvoor staan jy? Waarvoor behoort ek en jy te staan? Dan sê ek vir myself, die eerste ding, ek moet staan in my identiteit
in Christus. Is dit nie maar ook wat die voortrekkers gedoen het nie? Hulle het gestaan in hulle identiteit in Christus. 1 Korintiërs 16 vers 13 sê, waak, staan in die geloof. Wees manlik, wees sterk. Dit is verbasend vir my hoeveel keer kom daar hierdie ding van staan, om te staan, om ek wil amper sê standvastig te wees, om onbeweeglik te wees in ons beginsels. So staan in jou identiteit. As jou identiteit in Christus is, tree op soos iemand wat in Christus is. Nommer 2, staan op die woord van God en staan vir die woord van God. Ok, Johannes 17:17, as jy Johannes 17 ken en jy weet die ligging van Johannes 17 en die agtergrond van Johannes 17, dan beteken hierdie vir jou nog meer, en ek wil hê jy moet gou sien wat hier gebeur, hoekom ek Johannes 17 hier insit. Johannes 17 is die hoëpriesterlike gebed. Dis waar Jesus vir ons gebid het. Johannes 17 is 'n gebed wat Jesus gebid het vir sy volgelinge. Hy sê, heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Hy bid dit. So as ek wil staan, dan is dit belangrik dat ek weet dat Johannes 17:17, en is maklik om te onthou, dis John in Afrikaans 17:17. Dis hoe oud hy is, né? Jy moet dit omdraai. Ok. Sorry John. John 71:71 says. Ok. As ek wil staan, Johannes 17:17, moet ek staan in die waarheid, en dat ek my laat eenkant sit deur die waarheid. Heilig hulle in die waarheid, sit hulle eenkant vir die waarheid, want u woord, daar is die fondasie, is die waarheid. Thessalonisense 2 vers 15 sê, so dan broeders, staan vas, hoor julle, hier kom hy weer, staan vas, hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, deur 'n woord, of deur 'n brief van ons, die Nuwe Testament. Die woord, Ou Testament, en die brief wat Paulus skryf vir hierdie gemeente wat nader aan die Nuwe Testament geword het. So staan op die woord van God. Die derde enetjie. Staan onder die leiding van die Heilige Gees. As ek wil staan, moet ek staan onder die leiding van die Heilige Gees. 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Staan in daai eienskappe. 2 Timoteus 1:14 sê, bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. Daar is nie 'n manier wat ek kan staan as ek nie die inwoning van die Gees van die Here het en bewus is van sy teenwoordigheid in my lewe nie. Die laaste ene, en ek dink dis ek sê nie sê die belangrikste nie, maar dis 'n baie belangrike praktiese ding wat jy moet doen is om te staan in integriteit. Hierso sê Salomo vir ons in Spreuke, hy wat in opregtheid wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. So, ek vat saam, ek sluit af. Kom ons gaan terug. 1838, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Desember word hierdie belofte aan God gemaak. Daar's vrees in die mense se harte. Maar hulle maak 'n belofte in beginsel dat hulle sal staan in sy teenwoordigheid, dat hulle sal staan deur hom wat hulle gaan krag gee, dat hulle nie net vir hulle self dit sal hou nie, en hier kom 'n baie belangrike ding, dat ons dit ook vir ons nageslag gaan bewaar, dat hulle sal weet dat ons deur hierdie ding gekom het net deur God. En dan word die vraag gevra, as ek vir my kinders en my kleinkinders sou vra, waarvoor staan jy? Of hulle vra vir my oupa of pappa, waarvoor staan jy? Wat sal my antwoord wees? Kan ek dan sê, sal my kinders en my kleinkinders kan sê, my pa, my oupa, my mamma, my ouma, my tannie, my oom, my wie ook al, daai mense, hoeveel keer het ons al gesê, joh, daai mense staan op vir die Here. Kan ek deel van daai mense wees? Kan jy deel van daai mense wees, wat hiervan gepraat word? Hulle het nie gebid vir oorwinning nie, of net gebid vir oorwinning nie, hulle het gebid vir oorwinning,
Maar hulle het nie net gebid vir oorwinning nie. Hulle het gebid om te staan, dat God hulle sal help om te staan vir hierdie belofte. Hulle het nie net aan hulle self gedink nie. Hulle het ook aan hulle nageslag gedink. Daarom het hulle die belofte gemaak. En wat vir my uitstaan van hierdie gelofte is, hulle het verklaar dat hulle lewens wy aan 'n lewende God, ten spyte van. Amper so Saterdag meeste gaan Abednego, Here, maak nie saak wat vandag gebeur hier by Bloedrivier nie, maak nie saak wat gebeur nie, aan U kom die lof en die eer toe. Doesn't matter what. Dis ons belofte. Here, dit maak nie saak wat met my gebeur in die res van 2025, 26 nie. Ek wil staan vir U. As my kinders of jou kinders jou eendag vra, waarvoor staan jy? Wat sou jou antwoord wees? Daar kan jy ook nog voorbeelde bysit van mense wat gestaan het vir die regte goed. Daar's honderde sulke voorbeelde. Maar ek het gedink, ek gaan net by hierdie driekies bly. Laat julle kan agter huis toe gaan. 9 uur. Selfe ding man, spel dit net anders daar. 9 uur. My gebed is dat die Here vir julle sal seën vandag op hierdie gelofte dag, dat ons dit sal hou, dat ons sal dink daaraan en dit sal vier op 'n manier ook wat ons net bietjie introspeksie doen na ons eie self mens wees toe. Met die vraag, waarvoor staan jy? Maar God met jou wees, die volgende paar dae ook. Ons sien julle Sondag, as die Here wil. En dan sien ons julle volgende week weer, met Kersdag. Mag die Here vir julle seën, en mag julle 'n wonderlike dag hê. Kom ons bid saam. Vader, as ons vandag terugdink aan die gelofte, en ons dink terug aan wat hierdie mense U beloof het, dan staan daar 'n paar dinge uit vir ons, dat hulle het gebid, en hulle 'n belofte aan U gemaak, en hulle lewens aan U toegewy. Hulle het ook beloof om 'n monument op te sit, of 'n huis op te sit, 'n kerk op te sit vir U, sodat die nageslag dit sou sien. Hulle het beloof, Here, dat hulle vir U die eer en die lof en die aanbidding sou gee vir die feit dat U hulle gaan deurdra. En Here, ons kom vanoggend na U toe en ons staan hier in 2025, aan die einde van 2025, en ons kyk dalk terug op 'n moeilike jaar. Ons kyk dalk terug op 'n jaar waar daar baie dinge gebeur het. Het sy dit emosioneel of liggaamlik, of finansiëel, of wat ook al was, of 'n kombinasie van 'n klomp goeters in haar liggaam, siel en gees wat verkeerd gegaan het. Kom ons nou na U toe en ons kom bid, dat ons ook sal commit teenoor U. En daar kan ons hierdie belofte vat en dit amper moderniseer om te sê, hier staan ek vandag in 2025 voor 'n lewende God. En ek wil bid vir Here dat U my sal deurdra en dat U vir my oorwinning sal gee oor dit wat my besig is om my onder te kry. En Here, dat ek ook 'n huis sal oprig vir U, ter nagedagtenis vir geslagte wat kom, dat hulle sal weet dat ek U gekies het en dat ek U dien. En mag U naam daardeur verhoog en verheerlik word in Jesus se naam. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons. Amen.